tema vir die jaar is, bou die koninkryk hier. Ons bou die koninkryk saam. Ons is besig om die koninkryk van God te bou. En ons het die laaste paar boodskappe het ons gepraat oor toerusting, gereedskapstukke wat nodig is vir ons om te bou. En die eerste een was nie 'n duidelike gereedskapstuk wat almal sal aan dink en sê, dit maak sin, dit is 'n bougereedskapstuk nie, maar Jesus praat daarvan in Matteus 18 sê hy, ek het nie gekom om vir julle vrede te bring nie. Dit was nie waarvoor ek hier is nie. Ek het gekom om 'n swaard te bring. En die eerste reaksie, seker as jy dit hoor, en dink jy maar, hy staan die prins van vrede. Vrede is in hom te kry. Maar hy sê, kom nie om vir jou 'n vrede te bring, wat 'n vals vrede is nie. Dis 'n werklike vrede, maar dis 'n moeilike vrede, want die swaard, en dis die eerste gereedskapstuk, die swaard kom om onderskeid te tref. Die swaard kom om vir jou te sê, wie is prioriteit in jou lewe? Wie is dit wat eerste staan, wanneer ons sê ons kom na die huis van die Here toe, kom ons nie hier om lekker by mekaar te sit en dalk koeldrank te drink of lekker te gesels, ons kom saam omdat Jesus ons koning is. Ons kom saam omdat ons weet Jesus kom weer. Ons weet dat hy moet eerste wees in ons lewens. Ons tweede gedeelte het gegaan oor die swaard of die wapen en die troffel. En ons het gelees, ek gaan nou weer 'n skrifgedeelte lees uit Nehemia uit. Ons het gelees dat Nehemia gesê het dat die manne wat besig is om die las te dra, wat die werk doen, het die werkspies in die een hand gehad, besig om die werk te doen met die ander hand, en hulle het nog die swaard om hulle gegord gehad. So hulle was gewapend en gereed gewees om te verdedig. Want sien hoe dit gebeur is, terwyl jy die swaard in die een hand het, en sê ek wil verdedig, jy kan nie net met die swaard nie, jy het ook die troffel aan die ander kant nodig. Want die Here wil hê ons moet bou. As jy net 'n swaard heeltyd mee loop, dan is jy net besig om te beklei. As jy net besig om vir mense te veroordeel, mense weg te wys uit die huis van die Here uit. Sê nie, ekskuus, jou sondes is te groot. Daar's nie plek vir jou by die Here nie. Maar wanneer jy die troffel in die ander hand het, dan weet ons waaroor dit gaan. Ons bou die koninkryk. Ons is besig om steen vir steen neer te sit, en die stene waarvan ons praat is siele, verlore gaande siele in die wêreld het God nodig. Die Here trek dus ons aandag weer op Nehemia, en ek wil vir julle lees hoofstuk 4, vers 18, 19 en 20, en dan gaan ons ook lees uit Esegiel 33. Vers 18 sê, die bouers het elkeen sy swaard aan sy heupe gegord en gebou, terwyl die basynblaser by my gestaan het. En ek het aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, die werk is groot en uitgestrek, en ons is uit mekaar op die muur, die een ver van die ander af. Op die plek waar julle die geluid van die basyn hoor, daar moet julle by ons by mekaar kom. Onse God sal vir ons stry. Dan wil ek graag lees uit Esegiel 33 en net so die eerste paar verses. Die woord van die Here het tot my gekom en gesê, mensekind, spreek met die kinders van jou volk en sê vir hulle, as ek die swaard oor die land bring, en die mense van die land neem 'n man uit hulle kring en stel hom as wag vir hulle aan, en hy sien die swaard aankom oor die land, en hy blaas met die basyn en waarsku die mense, en dan iemand die geluid van die basyn hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Hy het die geluid van die basyn gehoor, maar hy het hom nie laat waarsku nie. Sy bloed is op hom. Maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel. As daarenteen die wag die swaard sien kom, en met die basyn nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem 'n siel uit hulle weg, dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal ek van die hand van die wag eis. Nehemia staan ons bekend aan hierdie gedeelte, en hy praat daarvan en hy sê vir ons dat
Die bouwerk wat gedoen moet word, is nie vir mense wat aan die slaap is, soos vir mense wat waak, mense wat wakker is. En hierdie gedeelte uit Nehemia 4, dit tref my toe hy sê, die basuinblaaser het hier langs my gestaan. Was gereed enige oomblik om te sien wat dit is wat op die horison aankom, om gereed te wees om daarop te reageer. Ek het my horing saamgebring, my ramshoring. Ek weet nie hoe, ek dink hulle het 'n kleiner enetjie gehad, hierdie is nou 'n koedehoring, maar dit sou iets soos dit geklink het, as daar die bassein geblaas was. Ons sing vanmôre voor die aanloop van die diens, sing ons weer die liedjie en hy sê, the king is coming. I just heard the trumpet sounding. En ek wil vir julle dit sê vanmôre, moet jy verstaan die rol van die bassein wat in ons midde is. Daar kom 'n tyd wanneer die bassein gaan blaas, tannie Mara hy gaan blaas. Ek en u gaan hom hoor. Hy gaan sê, die bassein blaas en dan gaan daar 'n stem roep. Dion hy gaan sê, the king is coming. The king is coming. Dit gaan afhang waar u staan op daardie oomblik. Of u die bassein oorblaas wanneer die koning kom. Daar is 'n rede waarom ek vanmôre begin praat oor 'n bassein. Esegiel praat van wagte, mense wat op die muur geplaas word en ek wil dit vir u verduidelik, ons word geroep om tot ons se rol te staan. As pastoor het ek 'n roeping. Ek het 'n roeping ervaar, ek het gevoel die gees van die Here trek my. Ek het gevoel daar's 'n stem wat my roep. Die gees van die Here het tot my gespreek. Maar ek sou nie hier gestaan het as ek nie deur mense as 'n wag op die muur geplaas is nie. En u as gemeente, deur die feit dat u my aanvaar as pastoor en herder, het gesê, u is die wag op ons muur. Die muur moet gebou word, maar u is die wag wat geplaas is op die muur. En terwyl ek hierdie gedeelte lees in Esegiel, lees ek van verantwoordelikhede. Ek lees daarvan dat wanneer die bassein blaas, moet jy optree, jy moet iets doen, want die gevaar is aankom. Partykeer is dit gevaar wat kom, partykeer is dit die seun van die Here wat kom. Miskien is dit Jesus wat gaan kom. Maar as die bassein blaas, moet ons aandag gee. Moet ons luister, ons moet opstaan, ons moet aksie neem. Ek wil vir vertel dat hierdie boodskap is net so ernstig vir pastore, pastoor Dion, pastoor Edward, julle besef dit reeds. Hy sê as jy die swaard sien kom oor die volk en jy blaas nie die bassein nie, dan gaan ek sy bloed van jou huis. Ek gaan die wag verantwoordelik hou daarvoor dat jy die gevaar sien kom het en jy het nie daaroor bassein geblaas nie. My eerste kernpunt vanmôre is dat God stel wagte aan vir waarskuwings. Ons is nie hier geplaas omdat dit lekker is om 'n pastoor te hê nie. Ons is nie hier geplaas omdat dit nice is om by mekaar te kom en 'n lekker inspirerende boodskap te hoor nie. Die Here wil nie hê dat ons moet kerk toe kom om geïnspireer te word nie. Hy wil hê ons moet op die pad wandel waarop hy wil hê ons moet wees. Hier is die weg, wandel daarop. 'n Wag se werk is om te kyk. Jou oë moet oop wees. Jy moet die visie hê om te kan sien. As jy kyk oor die horison en dit is duister en jy kan nie sien, dan probeer jy 'n ander plan maak. Dan probeer jy iets doen om meer inligting uit te vind oor wat is dit wat aan die kom is. Want sien, die wag moet kan onderskei tref. Hy moet kan sien as daar iets aankom op die horison. Is dit vriend of is dit vyand? Is dit gevaar of is dit geluk? Wanneer hy dit raak sien, is die wag se belangrikste rol om te waarsku. As ek daar die gevaar sien en ek blaas nie die bassein nie, dan dra ek skuld. Dan word die bloed van my geëis. Hierdie is intens vanmôre, maar ek dink vanmôre is dit nodig dat u moet verstaan, elke een van u het 'n verantwoordelikheid wat u doen wanneer die bassein geblaas word. U is verantwoordelik hoe u optree. U is verantwoordelik wat u maak.
wanneer 'n woord uitgaan en sê, dit het tyd geword, dat ons ophou om kerk te speel, en besig raak daarmee om ernstig ons toenadering te soek tot God. As jy by jouself sit en sê, miskien praat die pastoor, miskien praat jy die woord vanmôre met iemand langs my, dis dalk my kinders, dis dalk my ouers, dis dalk my vriende, dis iemand anders wat nie vanmôre in die kerk is nie. Jou verantwoordelikheid is om te reageer op die waarskuwing soos dit uitgaan. Maar ek wil julle laat verstaan, ek is aanspreeklik daarvoor dat die woord uitgaan. 'n Wag kan nie net positief wees nie. 'n Wag moet eerlik wees, want liefde sonder waarskuwings is nie liefde nie. Dis nalatigheid. In Engels het hulle so 'n mooi woord vir hulle sê, gross negligence. Dis grootliks nalatigheid. My tweede kernpunt waaroor ek vanmôre met julle wil praat is om te sê dat die basuin wat blaas. En ons derde gereedskapstuk is swaard, 'n troffel en 'n basuin. Die basuin is 'n geestelike alarm wat mense wil roep tot reaksie. Hoeveel van julle, ek weet jy is pragtige plek hier, is rustige omgewing. Hoeveel van julle het huise waar daar geen alarm is nie? Niemand? Of van julle het alarm? Aan die welle is julle veilig. Wat van jou kar? Wie van julle se karre het geen alarme nie? Iewers in ons lewens het ons 'n alarm wat afgaan. Ons het 'n waarskuwing wat vir ons sê iets is nie reg nie. Maar ek wil vir u die ander gedeelte wys van wat daar in Nehemia staan wanneer jy hierdie gedeelte lees. Hy het gepraat van die man met die basuin was langs my. En dan het Nehemia gesê dat die werk wat hulle besig is om te verrig was ver uit mekaar uit. Elkeen van hulle het ver uit mekaar uit gestaan. En hy sê dat die basuin klank, wanneer julle die basuin hoor, dan kom ons by mekaar hier by ons. Die reaksie wat Nehemia vra van die kinders van God is dat wanneer hulle die basuin hoor, dan moet hulle nog twyfel en vra, wat is aan die gang? Het jy dit gehoor? Hulle ken die klank van die basuin. En as hulle die basuin se klank hoor, dan staan jy op van waar jy is en jy beweeg nader. Jy hou op om te bou. Waar jy besig is met jou troffel, jy is dalk nog besig met 'n baksteen in te sit. Jy sê nie dat ek net gou hierdie baksteen klaar maak nie. Jy is dalk besig met jou swaard om iets te verdedig, om seker te maak onderskeid word getref, dan sê jy nee, ek maak dadelik klaar en ek gaan na waar die basuin se klank is. Dit beteken dat die basuin was nie net 'n waarskuwing nie. Die basuin was 'n eenheidssein. Dit was 'n sein wat gesê het, kom ons beweeg saam. Dit is nie net 'n militêre teken gewees nie, was nie net om te sê ons is nou gereed vir oorlog nie. Ek kan met myself indink as Nehemia net met die volk wou praat, dan het hy die basuin gebruik en met die basuin geblaas en gesê kom by mekaar, kom elkeen na mekaar toe, staan nader. Weet jy hoe werk dit wanneer die basuin afgaan, broers en susters? Ek het gepraat oor ons verantwoordelikheid en ons aanspreeklikheid. As ons hier sit en ek sien Tersius hoor nie die basuin blaas nie. Ek sê kom my broer. Kom my broer, het jy nie gehoor nie? Die basuin het afgegaan. Die basuin het vergaan. Nehemia roep vir ons nader. Hy roep dat ons moet luister en vanmôre wil ek vir julle ronduit sê, ons het ore wat ingestel moet word om die basuin klank te hoor wanneer hy gaan. Daar het nie nodig om vele basuine te wees, inteendeel, die lewe leer ons, as jy te veel alarms het, te veel verskillende klanke het wat afgaan, dan weet mens nie meer waarop om te reageer nie. Hulle weet nie hoe om te reageer nie. Sien ons lewe in 'n land, in 'n wêreld vol alarms. Ek word dit vanmôre hier genoem en dit was absoluut gelyk met die Gees. Seker nie een van ons wat kan sê dat ons sonder probleme sit. Die een van ons wat kan sê daar's niks waarmee ek sukkel nie. As dit nie besig is om op 'n politieke vlak in die wêreld dinge uitmekaar te val nie, is dit die ekonomie wat besig is om te duik. Dan is dit geweld iewers. Iewers is daar trauma. Iemand het seer gekry.
Iemand het slegte nuus ontvang. Al die alarms wat heeltyd besig is om af te gaan, is besig om ons ore stomp te maak. Dit maak dat ons nie meer kan hoor wanneer dit God se woord is, God se alarm, God se bassein is wat klink nie. Die belangrikheid daarvan en dit is 'n moeilike een om te verstaan. Ek koppel dit aan die simbool van die bassein, want dis waaroor dit gaan, die boodskap. Maar sien, die bassein van God weergalm nie altyd hard en duidelik nie. Soms klink dit soos 'n stille oortuiging, 'n skrif wat jou tref, 'n gesprek met iemand wat jou skud, 'n waarskuwing van 'n geestelike leier, of dalk is dit net 'n onrustige gevoel in jou gewete. Maar daar is 'n bassein van God wat besig is om in jou lewe te blaas. En die bassein is God se genade. Ek wil afsluit met my derde en laaste punt. Elke persoon dra die verantwoordelikheid, maar die wag dra die aanspreeklikheid. Elke van die is verantwoordelik vir wat te doen met die basseinklank. Die Here wil hê dat daar moet meer wagte opstaan. Ek sê dit nie met spreking vir empatie nie of simpatie nie. Maar in 2 jaar, amper 3 jaar wat ek hier was, het ek my alles ingesit. Ek het my gewig ingesit soveel ek kan. As ek moet werk, dan werk ek. Ek sê ek al het gesê, kom, ons gaan bediening toe. Tap spykers en snypskroewe af, gaan te kere. Ek doen selfs dit wat my bekwaamhede nie daarvoor is nie, Tersius. As ek moet, dan doen ek sit in. Maar ek wil hê vanmôre jy moet verstaan, alles van wat ons doen vir God kom teen 'n koste. Niks is verniet nie. As jy jou liggaam en jou alles op God se altaar sit en sê, Here, ek offer myself, is jy besig om vir iets te betaal. En ek betaal daarvoor om hier te wees. Soos ek gesê het, ek soek nie simpatie nie. Maar ek wil hê jy moet verstaan, dit kom tot 'n onkoste. Ek kan voel my liggaam is nie so sterk as wat hy was voor ek begin het nie. Ek weet ek is nie meer vandag se kind nie, is nog jonk, word maar 53 jaar, maar ek kan voel hoe dit my liggaam aftakel, terwyl hier die laaste ruk en ons is op 21 dae se vasting. Ek wil regtig vir die vra dankie vir diegene wat vir my 'n boodskap gestuur het en gesê het ek is besig om te vas, pastoor. Ek het vir elkeen wat gestuur het 'n boodskap teruggestuur en gesê ek bid vir jou. Terwyl ek in die week op die stadium opstaan en ek begin lighoofdig voel. En Suster Tassie vir my sê breek 'n bietjie die vasting. Toe besef ek, Here, ek sit my liggaam op die altaar vir U. Ek sit my alles op die altaar vir U. Ek is aanspreeklik vir die siele in hierdie gemeente. Ek is aanspreeklik vir dit wat U vir my gegee het. Ek het gesê, ek soek nie simpatie nie, maar ek wil U vra, waar is die wagte wat moet opstaan op die muur? Waar is die wagte wat ons moet aanstel? Ek is vandag hier, nog 'n paar jaartjies voor, dan kan ek ook nie meer nie. As hoe Edward uit sy pad gestap, 20 jaar in die gesin. Selfs Dion, paar jaartjies voor. Ek vra hier broers en susters, waar is die wagte wat op die muur moet staan en aanspreeklikheid moet vat? Daar's 'n bassein wat geblaas moet word. Daar's 'n boodskap wat gedra moet word. Daar's iemand wat moet uitkyk oor die muur en moet sien wat gaan aan. Die Here soek mense met onderskeiding, met 'n ruggraat, iemand met moed, mannemoed, iemand wat sal sê ek word nie plat geslaan nie, liefde vir die waarheid, 'n hart vir heiligheid. Weet jy, wag is nie 'n gewilde mens nie. Nee, mense is nie baie lief vir jou nie. Want jy moet vir hulle sê, daar wat vir jou kom, hy lê vir jou 'n loer. Die vyand lê vir jou 'n loer. Maar ek wil dit vir die duidelik sê, wagte red lewens. Wagte
maak seker dat mense gered word, dat die swaard nie oor hulle kom nie. Want wagte bring die woord van God. 'n stil kerk, 'n kerk waar die wagte stil is 'n onveilige plek. 'n stil kerk is nie 'n veilige kerk nie. 'n kerk waar die woord van God nie meer uitgaan nie, waar jy nie meer hoor, so sê die Here nie, is 'n kerk wat hulle jou besig is om hel toe te sleep. Hulle maak jou net vir een plek gereed. Nehemia wys vir ons 'n volk wat bou onder druk. En ek stem saam dat jy dink, dis nie maklik om te bou as jy siek het nie. Dis maklik om te bou as jy swaar kry nie. Maar ek wil jy vra vanmôre, wanneer dit met jou goed gaan, is dit dan die beste tyd om te bou? Nee, ons leer dit is juist onder druk, wanneer die beste resultate uitkom. Daar is 'n muur om te bou. Ons bou die koninkryk hier. Daar is 'n vyand om teen te waak. Hy is nie tevrede nie. Chantal, kan jy sê amen? Hy is nie tevrede met die werk wat ons wil doen nie. Hy bied weerstand. As hy sien jy bou, gaan hy probeer om dit om te staan. Daar is 'n bassein wat blaas. Ek gaan hom nou vir jou blaas. Daar is mense wat moet opstaan en veg. Maar ek wil julle hier toelaat by die laaste gedeelte. Nehemia 4, en hom net weer lees. Op die plek waar julle die geluid van die bassein hoor, daar moet julle by ons bymekaar kom. Onse God sal vir ons stry. God soek mense wat op as wagte staan. Maar vanmôre is die boodskap duidelik. Onse God sal vir ons stry. As jy nie opstaan en sê ek is 'n wag, Here gebruik my op die muur, jy gaan mense iewers anders uitlig. Hy gaan hulle instuur. Ek beloof vir u dit vanmôre, kan nie maar daarvoor 'n boek skryf en kan sê, die Here gaan mense stuur. As jy sê ek is nie bereid om 'n wag op die muur te wees, die Here gaan nuwe mense stuur. Want hy, ons God, gaan vir ons stry. Ek wil afsluit met 2 vrae. Die eerste vraag is nie 'n moeilike vraag nie, maar jy mag dalk 'n bietjie daaroor dink. En hy sê, is jy wakker of is jy aan die slaap? Want weet jy kan in die kerk wees en nog steeds geestelik vas aan die slaap. Nie wakker nie. Jy kan al gewoond wees aan ons lekker manier van worship. Jy geniet dit dalk as ons die naam van die Here groot maak. Jy praat dalk selfs 'n bietjie tale, maar jy doof geword vir die waarskuwings van God. Jy hoor dit nie meer nie. As die Here jou vandag roep, as jy sy stem hoor, moenie jou hart verhard nie. En my tweede vraag is jy 'n bouer of soek die Here jou as 'n wag? Dis belangrik vir bouers. Elkeen van ons is bouers. Elkeen van ons moet bou. Maar God vra, waar is die wagte? Wat het geword van die wagte? 'n Rol om te kan sê die bassein moet blaas wanneer gevaar kom. Wanneer jy die klank hoor om te kan sê, kom hier by ons bymekaar. Onse God stry vir ons. Tot sover die woord van die Here.